Goeiemôre julle. Dit is Woensdag, die 22ste Oktober. Ek weet ek is 'n dag laat met die video. Ek is vreeslik jammer. Ek vra om verskoning. Ons het net kinders van die skool en bus en paar goed wat ek self moes uitsorteer en waar oproepe maak wat jy baie lank aanhou. Bietjie baie vir my tyd gevat. So ek vra om verskoning. Maar ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor ons ondervinding met die vlugte en al die traveling van Suid-Afrika af. Ek het 'n paar vrae gehad. Wel, ek het baie vrae gehad, maar baie van hulle is dieselfde vrae. En ek voel net dit is baie onpersoonlik om 'n copy and paste te doen. Ek's nie 'n copy and paste tipe mens nie. Ek hou van praat en ek hou van persoonlik wees. So ons het ek dink ons het ons oriëntasie oproep gehad, is 'n Zoom meeting gehad, 'n Teams meeting. 2-3 dae voordat ons gevlieg het, die traveling oriëntasie nou. En daar het hulle vir ons gesê ons vlieg sekere tyd, ons moes 3 ure voor die tyd op die lughawe wees as ons vlieg. Ons sal iemand kry by die spesifieke airlines se counter. En wat actually toe nou nie gebeur het nie, van die dag voordat ons gevlieg het, toe bel hulle ons, toe sê hulle ons moet nog 'n uur vroeër daar wees en dan iemand kry by die counter van die airline waarop ons gevlieg het. Dit was baie confusing geweest, want ons het daar gekom en ons het nie geweet vir wie ons soek nie. Maar daar was ook ander mense gewees wat ons kon sien, hulle weet ook nie vir wie hulle soek nie, so ons het maar saam daar gestaan en bietjie confused like. En toe kom al mense aangeloop van 2 organisasies, agente, wat so behulpsaam was, so nice was, en hulle het vir ons verduidelik wat gaan gebeur. Ons het elkeen koeverte gekry met travel documentation in, wat ons nie oopgemaak het nie, dit moet jy elke keer net vir jou agent gee by die volgende lughawe. Hulle was regtig so behulpsaam, saam met ons deur alles gegaan, lanyards gegee, wat hulle ook vir ons gesê het, ons moet dra as ons, net voordat ons in Atlanta land, sodat ons geïdentifiseer kan word. Ons het by elke keer wat ons geland het in Atlanta en in Dallas, was daar iemand met 'n bordjie wat ons van opgehaat het, so ons het dadelik geweet dat daar's iemand vir ons. Ons het nie een keer bang gevoel of gevoel ons is nie in goeie hande nie. Ek was baie emosioneel die dag gewees en dit was eintlik, daar was 2 mense wat na my gekom het van die organisasie en het vir my gesê, jy weet, baie welkom, en ek het net gehuil. En dan het hy vir my gesê, dis okay om te huil, maar jy gaan okay wees. En so ja, iemand kry jou by elke stop en jy is okay en hulle vat jou tot by die boarding gates. Atlanta was baie confusing, die plek is baie groot, ek sit nooit op my eie kon doen en betyds gewees het nie. Dit was 'n direkte vlug gewees, ek dink meeste vlugte is direk, as ek dit nie mis het nie, ek het nog nie van iemand gehoor wat overlays gehad het nie. So dis direkte vlugte, ek weet dit was ook van die vraag gewees. Daar is etes op die vlugte, 2 etes. My kinders het dit baie geniet, die kos was heerlik gewees. Ek het vasie kinders, so ek was bekommerd gewees daaroor, maar hulle het geëet. Hulle gee die hele tyd, offer hulle water, koffie, daar is ek dink sap ook geoffer vir die kinders. Hulle het snacks gehad. Die vlugte is in die aand wat ek dink dit beter maak, want my kinders het geslaap, baie lekker geslaap, uitgestrek gelê en geslaap. So dit het daarom baie gehelp. En ja, so ek het baie slaaping gekry nie, maar die kinders het dit geslaap, goed geslaap, en dit maak dit daarom beter. Ja, so ek dink dit was maar ons ondervinding gewees. Dit is baie dra, ons het elkeen net 1 tas gevat, van 23 kg.
dit was die reels, is 1 tas per persoon van 23 kg, dan is dit jou carry-on luggage van 7 kg, en dan kan jy 'n laptopsak of 'n handsak vat. So in totaal was dit 4 tasse, 4 sakke en 4 laptopsakke of 3 laptopsakke en 'n handsak. En die kinders, jy weet, dit is maar swaar, so ons het gedra dat ons weet ons dra. En veral waar jy moet vinnig loop, dan help jy mos maar die kinders. Ons het ook pepsakke gebruik, want jy wil maar ekstra, jy weet, wil soveel as moontlik pak en 'n tas is 2 kg ekstra. So die pepsakke het ons gehelp. Ons het dit net laat wrap op die lughawe. As jy dit laat wrap, wees net versigtig, enige iets wat kan breek. Ons het bietjie skade, 'n hout juwele boksie uitgebreek. So as dit kompres. So wees maar versigtig wat jy wrap. Maak seker dat dit toe is. Jy weet, dat dit die drukking kan vat. Ek het byvoorbeeld 'n glasbakkie wat my dogter vir my gemaak het ek saamgebring en hy is fyn. Hy dit survive. So dit is het een van die ander punte wat ek wou genoem het. Dan het ons 'n paar vrae. So Arista Klase van Wyk vir my gevra van die bagasie. Ekstra bagasie? Nee. Ons het nie ekstra bagasie gevat nie. Ek weet van mense wat ekstra bagasie gevat het en jy betaal self daarvoor. So ons het nie dit gedoen nie. Dan ook medikasie. Ek het baie medikasie gevat. Veral vir die kinders wat op kroniese medisyne is. Ek het 2 maande se skedule 6 medikasie gebring. Jy kan tot en met 90 dae se medikasie bring, solank jy voorskrifte het vir dit. Ek het ekstra voorskrifte koppies van gemaak. Ek het van die medikasie in ons carry-on luggage gehad en die res van die medikasie het ek in checked-in luggage gehad. Dit moet in die oorspronklike containers wees met die stickertjie aan wat alles mooi verduidelik en 'n brief van die dokter af net om te sê, jy weet, jy is op hierdie medikasie as gevolg van bla bla bla. So ja, 90 dae se voorgeskrewe medikasie en hou maar die ekstra koppies van die voorskrifte. Dan over the counter meds het ek nou baie oor gehoor. Mense vra, ek is nie seker hoeveel jy kan oorbring nie, maar ons het 'n pak grandpas oorgebring en Rian was bang geweest vir 'n hoofpyn, maar jy kry soveel over the counter meds hier, so anti-allergiese medisyne, griepmedisyne, verkoue medisyne, pynpille. Dit is hier so available en dit is regtig nie duur nie. So moenie te veel worry oor over the counter meds nie. Jy kry hier so over the counter meds. Dit is by Walmart beskikbaar byvoorbeeld. En ja, so dit is, ek dink dit cover baie van die vrae wat ek gekry het. En dan is daar nog 'n paar vrae. Ek het hierso sien. Van Paul en Alicia Joubert. Is ons gelukkig? Yes. Ek is gelukkig. Dis nie maklik altyd nie en 'n mens verlang terug, maar ek is gelukkig en my kinders is gelukkig. Ons jongste seun slaap vir die eerste keer in sy lewe deur. En my kinders is vry. Dis 'n anderste gevoel as jou kinders tot 9 in die aand fietsry en net daai gesiggies van hulle, jy weet. Jy kan nie dit vir iemand oorvertel nie. So ja, ons het hiernatoe gekom en dit is nie altyd maklik nie, maar ons is gelukkig, baie gelukkig en ek sal nie terug gaan Suid-Afrika toe nie. Ek het dit gedoen vir my kinders en ek's baie bly ek het dit gedoen. Ons kry ongelooflik baie support hier, so is amazing mense. Orals, mense wat ons nie ken nie. En of dit nou 'n skouer is om oor dit op te huil of 'n dit of 'n dat, dis net, ja, it was worth it. Jy weet, almal het vir my gesê, maar julle is in 'n 1 slaapkamer apartment. Dit maak nie aan ons regtig 'n verskil nie. Ons was in 'n
5, 6 slaapkamerhuis ook gewees. En my kinders het in my kamer geslaap, want hulle was bang. So, hierso slaap hulle, maar hulle slaap nou in hulle eie beddens. Adrian slaap in sy eie bed. Dit is nou 2 weke wat my kind in sy eie bed slaap. En hy word nie 2 uur in die oggend wakker en vra dat ek vir hom Bible affirmation speel nie. So, ja, dit maak dit die moeite werd. Dan het Johan Peach my gevra met die food coupons wat nou weggevat is. Ek is so, dis nie al die state nie, en ek dink nie almal sin is weggevat nie. Daar's ook, baie van ons het nog nie gekry nie, ons het 'n emergency kaart gekry, wat ook nie meer beskikbaar gewees het, omdat ons nog die social security nommers het nie. Maar, hier is ongelooflik baie resources, soos hier's food banks, waar ons al was, en hulle het rarig, niemand gaan honger ly nie, kom ons stel dit so. Net om dit te sê, as ek weet mense is nou baie bang oor die food coupons, en niemand gaan honger ly nie. Ek dink hulle sal jou uit 'n land uitvat as hulle jou hier gaan sit om honger te ly nie. So, moenie, ek dink nie mense moet te veel daaroor stres nie, ja, maar totdat die shutdown verby is en alles mooi uiteengesit het, is daar te veel stories en te veel verskillende stories. So ek wil nie regtig te veel op ingaan nie. Al wat ek sê is ons wat hier is en ons het kos en ons word na gekyk. Dan die ander ding oor werk. Almal vra, is daar regtig baie werk? Ek dink dit hang af wat se staat jy is, maar in die Texas area wat ek al gesien het, ja, hier's baie werk. As jy loop oor die straat en dan is daar, we are hiring. Orals. Jy moet net nie kieskeurig wees om te werk nie. Ek dink ook Suid-Afrikaners is nie bang om te werk nie. Veral ons Afrikaanse boertjies, ons is nie bang om te werk nie, en ek dink dit tel in ons guns, want die is baie werk. Maar jy moet nie vol nonsens wees nie, jy moet enigiets vat. So, ek weet, baie van ons is net, ons wag vir ons social security nommers, dat ons kan begin werk. En ja, dit is maar wat ek vandag het, en ek hoop, almal het 'n baie lekker dag, en ek hoop ek het almal se vrae beantwoord op hierdie topic. Inbox my ma, of drop 'n comment onder, en dan gaan ek vir julle terug antwoord. Lekker dag julle.